Suid-Afrika staar 'n ernstige en aanhoudende werkloosheidskrisis in die gesig. Selfs onder die strengste definisie bly hierdie getalle elke jaar styg. Volgens die halfjaarskattings staan Suid-Afrika se bevolking op 63,1 miljoen mense in 2025. Die meerderheid van die bevolking is swart mense met ongeveer 51,6 miljoen mense, wat ongeveer 82% van die totale bevolking uitmaak. Die wit bevolking word op 4,5 miljoen mense beraam, terwyl 5,3 miljoen mense identifiseer as bruin en 1,6 miljoen mense as Indeer of Asiër. Volgens die kwartaallikse arbeidsmagopname van die eerste kwartaal van 2025 was daar 'n toename van 237,000 in die aantal werklose persone van 8 miljoen tot 8,2 miljoen vanaf die laaste kwartaal van 2024. Bogenoemde veranderinge in werkloosheid het daartoe gelei dat die amptelike werkloosheidskoers met 1 persentasiepunt gestyg het van 31,9% in die 4de kwartaal van 2024 tot 32,9% in die eerste kwartaal van 2025, wat beteken dat daar slegs 16,8 miljoen werkende persone in Suid-Afrika is. Dit is egter steeds die jeug wat die meeste ly as gevolg van werkloosheid. In die eerste kwartaal van 2015 was die amptelike werkloosheidssyfer vir jeugdiges van 15 tot 34 jaar 36,9%. Slegs 10 jaar later, in die eerste kwartaal van 2025, het die syfer tot 46,1% geklim, 'n 9,2 persentasiepunt verhoging wat die verswakkende vooruitsigte vir miljoene jong mense beklemtoon. Om vooruitsigte verder te vererger, het die NEET of Not in Employment, Education or Training koers vir jong mense van 15 tot 24 jaar in die eerste kwartaal van 2025 op 37,1% gestaan. Hierdie kommerwekkende krisis, saam met ander uitdagings, moet nie as die kernprobleem beskou word nie, maar eerder as 'n simptoom van 'n dieper sistemiese krisis in Suid-Afrika. Ander simptome van die sistemiese krisis in Suid-Afrika wat die werkloosheidskrisis vererger, sluit in buitengewoon lae onderwysstandaarde, 'n ekonomiese raamwerk wat groei strem en oormatige vlakke van regering wanbestuur. Dit sal nou kortliks bespreek word. Die onderwyskrisis. Daar is 'n aansienlike wanverhouding tussen die vereiste vlakke van vaardighede en opleiding wat nodig is om die werkloosheidskrisis aan te spreek en wat die disfunksionele openbare skoolstelsel in staat is om te voorsien. Meer besonderhede oor hierdie krisis sal in 'n latere publikasie gedeel word. 'n Ekonomiese raamwerk wat groei strem. Met 'n traag geprojekteerde groei van 0,9% vir 2025 is die Suid-Afrikaanse ekonomie nie in staat om die groeiende arbeidsmag te absorbeer nie. 'n Ekonomiese raamwerk wat groei bevorder is nodig om dit aan te spreek. So 'n raamwerk behoort gebaseer te wees op die beskerming van eiendomsreg en die bevordering van vryheid in die mark. Huidige beleide en beleide wat tans deur die Suid-Afrikaanse regering ondersoek word, sal egter die teenoorgestelde bereik. Breë gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging het 'n omstrede kwessie in Suid-Afrika geword met toenemende bewyse dat die beleid nie swart mense bemagtig nie gelykheid bevorder nie en ook nie ekonomiese groei bevorder nie. Dit is bewys dat dit 'n beleid is wat net 'n paar elite binne die ANC bevoordeel. Verder weerhou streng arbeidswette en oormatige reëls en regulasies werkskepping, veral vir klein en medium ondernemings. 'n Beleidsraamwerk wat bevorderlik is vir ekonomiese groei sal 'n beter besigheidsomgewing verseker en sal geleenthede vir werklose mense skep om die arbeidsmark te betree. Buitensporige vlakke van regering wanbestuur. Wanbestuur in openbare ondernemings soos Eskom, Transnet en water en sanitasie dra by tot die gebrek aan uitvoere en werkskepping. Net hierdie 3 openbare ondernemings het alleen verliese van meer as 188,9 miljard rand of 10,96 miljard Amerikaanse dollar aangeteken. Verder het die Suid-Afrikaanse ouditeur-generaal verklaar dat slegs 16% van munisipaliteite in die land skoon audits in die 2023-2024 jaar ontvang het. Hierdie kwessies is 'n gevolg van vernietigende beleidsraamwerk, algemene staatsmislukking en 'n hoogs gesentraliseerde politieke stelsel wat fundamenteel verwyderd is van grondvlak realiteite in Suid-Afrika.
Dit is duidelik uit die bogenoemde dat die aanhoudende werkloosheidskrisis in Suid-Afrika 'n direkte gevolg van 'n fundamenteel gebrekkige politieke stelsel is. Die oplossing lê nie daarin om bestaande beleide aan te pas nie, maar in fundamentele sistemiese hervorming. Lex Libertas pleit vir die desentralisering van die politieke stelsel om autonomie en selfbestuur te fasiliteer vir die verskillende nasies en gemeenskappe wat Suid-Afrika bewoon. Hierdie verskuiwing in verantwoordelikheid van 'n disfunksionele, gesentraliseerde staat na meer betrokke en verantwoordbare gemeenskappe word beskou as die enigste lewensvatbare pad om eiendomsreg te beskerm, vryheid in die mark te bevorder en uiteindelik gemeenskappe in staat te stel om te floreer en volhoubare welvaart te bereik. Die ervaring van Suid-Afrika dien as 'n kritiese les wat demonstreer dat ideologieë wat op vernietiging eerder as bou gefokus is, nie tot volhoubare groei en welvaart kan lei nie.